Goeiedag en welkom by In en Om Jacaranda. So, ons gaan vandag saam Tannie Riet om te kyk met watse besigheid gesels sy vandag. Hallo Adrey, ek is so bly ek kan jou ontmoet. Dit is my heerlik om saam met jou te kuier hier in die Karoo Cafe. Lekker gemaklike omgewing. Ek weet eintlik glad niks van jou af nie, maar ek weet dat daar's 'n hele aantal goed wat jy as jy nou vrymoedig is om met my te gesels daaroor. Ek wil graag weet wie jy is, waarby het jy jouself al betrek, waarmee was jy al besig? Laat die mense kan sien hoeveel dinge daar is wat 'n ou kan doen en ek wil hê jy moet sommer lekker gemaklik vir my vertel. Ek sal dit vreeslik geniet om te hoor wie en wat jy is. Okay, baie dankie vir die geleentheid. Ek is Adrey Miller en op Instagram is ek Meet Mrs Miller. So die meeste mense ken my maar meer as Meet Mrs Miller. So ek is nou 37, partykeer onthou hoe oud ek is. En ek is al in Pretoria vandat ek 18 jaar oud is. My lewe het al vandat ek 'n baie klein dogtertjie is, het ek groot geword met die liefdadigheidskonsep wat my ma nog altyd in my hart aangebakker het, want sy was baie groot op liefdadigheid gewees. En toe ek so 21 was, het ek juwelkoningin gedoen by Tikkies. Ek was mevrou liefdadigheid gewees. En in daardie tyd het ek besluit ek wil 'n organisasie skep vir kinders wat kanker het. En ek het toe nou my organisasie gestig. Ek was 21 jaar oud gewees en ons het so 'n paar kindertjies gehelp, 11 van hulle, en dan het ons plakkate gemaak. Ek het 'n kalender gemaak met 35 glansmense op. Ons het geld ingesamel daarmee. En toe my ma kanker kry, toe het ek besluit, dit is vir my net 'n klein bietjie, dit was naby aan die hart. Ek gaan eers net die organisasie toemaak en op my ma fokus. En ek het maar tussendeur het ek by 'n tydskrif gewerk. Ek het BA drama geswat en by die tydskrif was ek die mode-redaktrise gewees. Ek het advertensies gedoen, ek het bemarking gedoen. En daar het ek dink my sosiale lewe vlam gevat, want mense was nuuskierig om te sien wie die volgende voorbladmeisie gaan wees wat ek gaan stileer. En so word ek toe iemand wat mense toe nou wil volg. En daardeur het ek toe nou my prentjies en my memories en begin het om my eie storie te vertel. Omdat ek drama geswat het, is dit vir my lekker om stories te vertel. Dit is vir my lekker om my lewe uit te leef op sosiale media, want ek het nooit regtig in die drama rigting ingegaan nie. En deur dit het ek maar gekom tot op baie ander plekke en dinge wat ek gedoen het in my lewe. Joh, dit is so interessant. Wil jy vir my 'n bietjie vertel, ek weet jy moes deur 'n moeilike tyd in jou lewe werk met jou ouers, albei, as jy gemaklik is om daaroor te praat. Daar's soveel mense daar buite wat deur hartseer en deur trauma en goed moet werk. En jy het daardeur gekom en dit kan soveel aansporing vir mense wees. Ek sal graag wil hoor hoe het jy dit verwerk? Ja, as 'n enigste kind van 2 ongelooflike ouers, merkwaardige mense. Ek weet almal sê hulle ouers is die beste, maar ander mense dink ook my ouers was die beste. So ek weet hulle was merkwaardig in alle opsigte. My pa het COVID gekry en eintlik het ons gedink as my ma dit gaan kry, gaan sy dit nie maak nie, want sy lewe toe nou al so 3 jaar sonder niere van weens bilaterale nierkanker. En hy het toe nou baie siek geword nadat sy baie siek geword het. En sy het deur dit gekom en hy het 14 dae lank in die hospitaal gelê. Dit was 'n rowwe tyd gewees. Ek het hom oorgeplaas van die een hospitaal na die ander hospitaal. En hy is toe nou oorlede aan 'n hartaanval op 16 Augustus 2021. Ek het my ma toe nou dadelik na my toe getrek. Ek het dadelik ook bedank en ek het besluit dat ek gaan na my ma kyk soos wat my pa na my ma gekyk het. Ek was nie so deeglik 'n versorger soos hy nie, want hy was baie goed. Hy het haar gemake-up, hy het haar gehelp bad, hy het haar hare gedoen want sy was 6 maande in 'n rolstoel gewees. Hy het al haar kos gemaak, hy het al die kruideniersware gekoop. As hy moes panties of bras gaan koop, het hy dit ook gedoen. So hy was net 200% die beste versorger vir haar gewees.
En ja, toe word ek my ma se versorger en daar't baie dinge in daai tyd gebeur. Ons het 'n ouer huis opgepak van 40 jaar. Alles getrek Pretoria toe na my toe. My pa was my hero gewees in alle opsigte. Ek was baie kwaad gewees vir 'n baie lang tyd want ek weet 'n mens gaan deur die rouproses in verskillende vlakke en ek het gaan stil staan by kwaad want hy was nie siek nie. Hy was net 59 en ek het gevoel daar was nog soveel goed wat ek en hy, alhoewel ons het regtig al geleef saam, maar ek wou nog saam met hom geleef het. En ek het net besluit die enigste manier om my ouers nog my hele lewe lank trots te maak was om te presteer. En al was hy nie hier nie, wou ek hom nog steeds trots maak. So ek het toe in bodybuilding aangegaan van alle dinge en nooit in my hele lewe gedink ek sal 'n bodybuilder wees nie. En ja, ek het so 'n jaar lank daarvoor voorberei. Ek het verlede jaar my Protea klere gekry. Ek was oorsee gewees na Lithuania toe waar ek deelgeneem het aan die World Cup vir Fit Model. Fit Model is 'n divisie in bodybuilding. So dit is nie modelwerk nie. Dis net jy dra ander klere, jy het ook 'n baie mooi rok, maar jy het nog steeds die spiere en jy het nog steeds die uitgeteerde lyfie wat al die spiere en die lyne en die goed moet wys. En hierdie jaar het ek besluit om te skuif van 'n divisie na bikini fitness toe. En in daai tyd wat ek besluit het om dit te doen, is my ma oorlede. My ma het teruggekom van my tannie af in Januarie. Sy die 18de Januarie is sy opgeneem in die hospitaal en ons was 34 dae in die hospitaal gewees tot 23 Februarie waar sy toe nou oorlede is. Audrey, dit is 'n moeilike ding waardeur 'n mens werk, maar dit is moontlik as ek na jou kyk om op te staan en dan terug te kyk en te weet. Jy weet, jy kan nie ophou met jou lewe nie want hulle sou nie daarvan gehou het as hulle sien jy gee moed op nie. En jy het vir my genoem dat jy het net gevoel wat gaan dit nou help? Jy het seer en eina maar jy moet aangaan. Jy kan gerus as jy reg voel kan jy daaroor nog gesels of anders kan ons aanbeweeg na iets anders toe. Ek dink wat vir my belangrik is ons almal het verskillende seer waardeur ons moet gaan en werk en ek sê altyd seer kom nie net in die vorm van dood nie. Dit is wanneer jy die liefde van jou lewe verloor, dit is 'n egskeiding, 'n kind verloor, daai promosie waarvoor jy so hard gewerk het wat jy nie gekry het nie, teleurstelling. Dit is alles seer waardeur 'n mens moet werk en trauma. En ek dink deur baie oop te wees en die eerlikheid waarmee ek my sosiale media benader, het mense baie aanklank gevind in die feit dat ek het oor 'n baie kort periode in my lewe my alles verloor. Maar ek sê altyd vir mense, my ouers was my alles, maar my man is my wêreld. Ja. En ek het hom nog van my. Ja. En dit is nie regverdig teenoor hom dat ek in sak en as gaan sit nie, want hy het ook nie daarvoor gevra nie. Ja. Inteendeel toe my pa oorlede is, het hy sy beste vriend verloor. Ja. So ons albei het in 'n mate mense verloor en seer gekry. En ek sê ook altyd dat dis baie moeilik om altyd te verduidelik want ek het vir Brett 11 jaar al in my lewe, maar my ouers het ek 34 en 37 jaar in my lewe gehad. En as 'n enigste kind leer 'n mens ook dat daai mense word jou beste maatjies. Hulle is nie net jou ma en jou pa nie, want as jy op die strand moet gaan speel jou pa saam met jou. Of jou ma gaan speel saam met jou. Of as jy dorp toe gaan of as jy gaan fliek jou ma saam met jou. Jy het nie noodwendig jou sussie of jou boetie wat saam met jou gaan nie. Wat nie dit anders te maak as ander mense se seer nie. Almal het seer en almal kry seer. Maar ek hoop dat my storie vir iemand wat eerder net wil lê en homself wil jammer kry, 'n glinster van hoop is. Absoluut. Om op te staan. Absoluut. Want jy kan opstaan. Jy's nie 'n boom nie, jy's nie geplant nie. Jy kan opstaan. En die keuse lê binne in jou en dis hoekom ek voel oefeninge
is so belangrik want mense wil jou altyd na terapie toe stuur of na 'n sielkundige toe stuur of vir jou medikasie gee. Maar wanneer jy oefen, kry jy daai happy endorfine. En mense vergeet hoe maklik jy dit kry deur oefeninge. En wanneer jy dit het, dan verander jou fisiese en nie net jou fisies nie, maar jou mental health. Ja. En ek weet wanneer jou mental health aangespreek word, wanneer jou kop reg is, dan volg jy lyf. Ja. Maar wanneer jou kop nie reg is nie, volg die lyf verkeerd. Ja. En dan wanneer jou kop wil eerder gaan na dinge wat die verkeerde manier is, gaan jou lyf saam met dit gaan. Ja. En jy gaan die prys betaal daarvoor, ongelukkig. Ja. En ek dink dit is maar net, ek het nog altyd gesê, ek dink my grootste ding is, ek wil graag eendag 'n boek skryf wat sê Grief to Greatness. En die eerste lyn moet sê, what not to say to people in grief. Want ek dink mense wil ook altyd vir jou goed sê, en ek weet dit kom van 'n goeie plek af, maar mense weet nie altyd wat om te sê nie. Maar dan moet jy eerder stil bly. Ja. Ja. Stuur dan eerder net vir my gebedhandjies of 'n hartjie of sê vir my jy bid vir my of jy dink aan my. Ja. Maar die een ding wat ek geleer het is almal gaan deur trauma en seer op hulle eie manier en jy moet mense los. Ja. Dat hulle dit kan doen want niemand kan jou help as jy nie jouself kan help. Absoluut. Ek wil net vinnig nog ietsiekie vir jou vra. Jy is ook baie lief vir diere. So wil jy ietsie sê oor jou hondekind? Ja, ek is so lief vir hulle en dit is ongelooflik hoe diere jou ook beter laat voel. Ek dink ek en Brett het nog nie kinders nie. Weet nie of ons gaan hê nie. Maar ons het dit 'n bietjie op hold gesit toe ek na my ma gekyk het want dit is baie moeilik om 'n rolstoel en 'n pram op een slag te stoot. As jy een mens is. Maar daai diertjies het ons soveel trane in die laaste 10 jaar opgelek. En hulle is die twee wat by my sit wanneer ek by die venster uitstaar en huil. En Maya is nou so ingestel, dis ons Jack Russell, as ek snyf, dink sy ek huil. En dan sy op my en sy wil net hierso in my gesig wees en kyk dat ek okay is. So diere is ook vir my 'n wonderlike geneesmiddel en ek glo met alles in my dog agteruit is God. Ja, absoluut. En dit is vir my beautiful. Hoekom is geen ander dier so nie? En ek meen as mens altyd kyk na 'n hond, jy kan hulle hoe sleg behandel. Hulle kom altyd terug. En ek dink dit is hoekom ek en Brett onsself so omring met ons honde, want ons sê altyd mense wat nie van honde hou nie kan ons ook nie eintlik van hou nie. Want dit is baie moeilik vir ons om te verstaan dat hoe kan jy nie? Ja, want dit is die mees selfless dier op hierdie aarde wat daar is. Ja, verseker. As daar nou iemand is wat vir jou Jesus liefde wys, is dit 'n hond. Audrey, dit is vir my so 'n voorreg. Ek kan nie vir jou vertel hoe ek jou geniet nie. En ek hoop dat jy nog baie verder gaan bereik en dat die Here jou gaan help om te kom waar jy wil en mense te bereik met jou mooi hart en met alles wat jy al beleef het. Baie dankie vir die tyd wat jy aan my afgestaan het. Dankie vir die lekker kuier. Dit was baie lekker geweest. Dankie hoor. Baie.